Kom ons gaan nou aan met hoofstuk 3. Okay, so dit is nou Sondag. Die gesin geniet middagete saam. Op hierdie dag is ouma by. So sy's by hulle. Pa Dolf vertel van 'n menseregte kommissie wat saamgestel is en hy is as die voorsitter van die kommissie gekies. Alle menseregte sake, ek wil net so maak, daar sy. Alle menseregte sake voor die grondwet in werking getree het, gaan ondersoek word. So dit was basies kommissies wat voordat die grondwet wat ons vandag gehad het bestaan, het mense gekyk na menseregte sake en probleme wat daar was voor die grondwet om dit op te los. So wanneer ouma meer hieroor wil weet, stop maar die gesprek en sê dat sy genoeg politiek by die universiteit het. So sy wil nie sit en politiek praat aan die tafel nie. Pa maan sy vrou om versigtig te wees en nie betrokke te raak by die ek gaan nie die woord verander, oproerende studente se sake nie. Okay, so dit is wat in die land aangaan en hoe dit by hulle gesin uitkom. Ouma Hantie raak die aand voor die TV aan die slaap. Sy word wakker en hoor daar word oor die televisie van advokaat Dolf Vermaak gepraat. Sy word sy vra of hy iets verkeerd gedoen het en sy word gerusgestel deur te bevestig dat hy as die voorsitter van die menseregte kommissie aangestel is. So basies ouma was bekommerd dat hy op die TV is want hy het iets verkeerds gedoen. Maar toe sê hy nee, hy is die voorsitter van die menseregte kommissie. En dan wanneer almal gaan slaap, staan Wim en Maddie en kyk na die hemelruim en Maddie wonder hardop wat sy moet doen om 'n teleskoop vir Kersfees te kry. Okay, so kom ons kyk na die vrae. Okay. Die Vermaak gesin is klaarblyklik 'n doodnormale gesin. Wat maak hulle 'n normale gesin? En hoekom voel Wim asof hy nie werklik by die gesin inpas nie? So sy ma en pa maak elke Sondag saam kos en as gesin bring hulle vir al die tyd met ete saam deur. So hulle kry hulle die kans om van mekaar se doen en late te hoor. So basies hulle eet elke aand saam en ma en pa maak elke Sondag saam kos. Wim voel egter dat hy nie so uitstyg soos die res van sy familie nie. So sy pa is 'n suksesvolle advokaat. Sy ma is 'n dosent by die universiteit, se kunstskool. En Maddie kry die beste punte in haar graad. En hy aan die ander kant is nie eers in die onder 15 rugby span nie. En sy punte is ook nie baie goed nie. So hy voel dat hy nie inpas by hulle nie. Waarom dink jy vertel Wim nie vir sy pa wat werklik by die skool wat hom werklik by die skool bekommerd maak nie? So sy pa het hom gevra hoe dit met hom by die skool gaan en hy het nie regtig vir sy pa gesê nie.
Hy bly bekommerd oor die LO taak, maar omdat Maddie so goed doen, omdat Maddie goed vaar by die skool, voel hy dat dit nie geskik is om sy probleme met sy pa te deel nie. So Maddie gaan weer by die debatkompetisie wees wat sy die vorige jaar gewen het. En nou voel Wim dat sy kom hier met goeie dinge wat met haar gebeur en hy is nie lus om te praat oor sy LO taak nie. Okay, Wim se ma wys deur haar woorde vir die leser dat hulle as gesin sekere waardes op 'n Sondag uitleef. En dat haar situasie by die universiteit teen daardie waarheid indruis. So basies sê Wim se ma sê dat die waardes wat hulle op 'n Sondag het, is nie dieselfde as haar waardes by die universiteit nie. So kyk na haar woorde op bladsy 16 en gee weer, so sê, wat, laat ek net so maak, en sê wat vir haar en haar gesin belangrik is, en dit wat teen haar bors stuit by haar werk. So wat is vir hulle belangrik en wat gaan aan by die werk? So Wim se ma sê hulle gaan nie politiek praat op 'n Sondag nie. Dit is gesinstyd en geen gesprekke wat hulle informele tyd saam kan versteur word geduld nie. So sy wil nie hê die lekkerte van die Sondag moet weggevat word deur politiek nie. So die protes van die studente op kampus staan haar nie aan nie. So met ander woorde, sy hou nie daarvan nie. Hulle betoog en hulle brand alles af, want hulle is ontevrede oor klasgeld en verblyf en ander dinge. As iemand met basiese waardes stop sy nee, ek wil dit net in 'n makliker manier sit. Kom ons sê net, hou sy nie van die opstandige studente en hulle optrede nie. Okay, so sy stem glad nie saam met hulle wat hulle doen nie. Maar sy wil nie op 'n Sondag daaroor praat nie. Want dit is ja, dit is nie vir haar, sy wil nie die lekker tyd saam wat hulle op 'n Sondag gesinstyd het opmors met politiek praat nie. Okay, en dan vraag 4, wat is so ironies omtrent die volgende woorde van Wim se pa? Hierdie kommissie gaan ou goed opgrawe. Ons gaan dinge terugvat na Van Riebeeck se tyd. So wat beteken dit? So dit is juis hierdie kommissie wat vir Wim en sy ma gaan aanvat nadat studente gekla het oor die geraamte wat in die kas hang. So die geraamte wat in die kas hang, is ook simbolies van probleme van die verlede. En hierdie kommissie, dit is nou 'n probleem, want die geraamte hang nog altyd daar, maar nou begin mense vra, maar wie was hierdie man en hoekom hang hy hier en is dit reg? Wim glo die geraamte is die oorsaak van al die probleme in hulle gesin. En met die geraamte is letterlik, maar figuurlik is dit sy ma wat vasklou aan die verlede.
Kom ons doen sommer ook hoofstuk 4 in hierdie video. Okay, so hoofstuk 4. Wim se ma kondig aan dat sy en hulle pa die naweek alleen weggaan. Maddie het onmiddellik gesê dat hulle nie alleen, hulle kan nie alleen bly nie, en dan nog moet hulle na die ouma ook kyk. So hulle is glad nie gelukkig daaroor nie, Maddie. Maar Wim kon ma se opgewondenheid sien en hy het niks gesê nie. So Wim dink, ag, sy ma het 'n breuk nodig. Kom ons laat hulle maar gaan. Okay, en dan die Vrydagmiddag het Wim sy pa met die pak van die motor gehelp. Sy pa het aan mekaar opdragte gegee aan Wim meegedeel, so opdragte aan Wim gegee. Onder andere, een van die goed wat hy gesê het, beklemtoon dat hy die sekuriteitsmaatskappy moet bel as daar enige probleme is. So maak nie saak as daar enige probleme is by die huis, moet hy die sekuriteitsmaatskappy bel. Maak so sommer. Okay. Wim en Maddie kon nie saamstem oor die geskikte aandete nie. So hulle kon nie besluit wat om vir aandete te maak nie. Hulle het gestry daaroor. Maddie het uiteindelik besluit sy maak stir-fry. Dit sal ouma se vereiste van sous insluit. En sy sê vir Wim, hy moet vir hom 'n TB braai. So hy moet die braai en sy maak stir-fry. Terwyl Maddie kos maak, loer Wim by ouma in. Sy vra vir hom om vir haar 'n drankie in te gooi. En Wim gooi vir haar 'n sherry in. En dan met die tweede glasie sherry begin ouma lekker oor die ou dae gesels. Wim vra haar uit oor waar sy ma aan Harold gekom het. Maddie en Wim beveel ouma, Maddie het Wim beveel om ouma aan die bed te kry, en hy het vir haar die drankie gegee. So Wim voel dat hy amper by die groot waarheid oor Harold uitgekom het, maar nog nie. Okay, so wat is die vraag hier? Hoe reageer Wim wanneer sy pa sê dat hy die sekuriteitsmaatskappy moet skakel indien hulle hulp nodig het? So Wim besluit, hy gaan nie sommer bel nie, want hy wil nie die naweek vir sy ma bederf nie. Hy het gesien sy ma is opgewonde. So hy dink nie hier net aan homself nie, hy dink aan sy ma en wil nie sy ma se vakansie opmors nie. Later het Maddie ook vertel, hulle ouers is soos tieners. So sy het op hulle afgekom waar hulle in die gang gesoen het. Hy gun sy ma om gelukkig te wees. Veral die laaste tyd wat die dinge so moeilik gaan met die studente. So hy wil eerder net hê dat sy ouers gelukkig moet wees, veral sy ma, want sy het 'n moeilike tyd met die studente se protes en wat goed brand en so aan. Maddie was aanvanklik nie lus om nog na ouma om te sien nie. Wat wys egter dat sy wel na haar ouma se belange omsien. So hoe weet ons dat sy gee wel om oor haar ouma? Sy maak stir-fry vir aandete. En sê vir ouma dat daar baie sous in sal wees en dat sy nie chili sal insit nie. So sy sal die aandete maak soos wat sy weet haar ouma daarvan hou. Okay, hoe het dit gekom dat Wim vir ouma sherry ingeskink het? Ouma
het vir Wim geroep en vir hom gevra, wat van 'n klein entjie? 'n Klein enetjie, sorry. Wim het aanvanklik nie geweet wat ouma bedoel nie. So ouma het hom geroep en gesê, ag, gee vir my 'n klein enetjie. Wat sy bedoel het, 'n klein glasie sherry. Wat vertel ouma vir Wim van Harold, die geraamte, nadat hy vir ouma daaroor uitvra? So ouma vertel dat Wim se ma op universiteit met die boksbene by die huis opgedaag het. Dis nogals creepy, né? Sy het prente van geraamtes teen die muur opgeplak en begin om die geraamte aan mekaar te sit met gom en draadjies. En Wim wou by ouma weet waar die naam Harold vandaan kom het. En net voordat ouma in die slaap raak, want sy het te veel sherry al gedrink, sê sy, die mediese student, jou ma se eerste, en toe raak sy aan die slaap. So, ons weet nog steeds nie waar kom die naam Harold vandaan nie, maar sy het met 'n boksbene by die huis opgedaag toe sy op universiteit was en dit aan mekaar gesit. So dit is nou van hoofstuk 1 tot hoofstuk 4 en ons het laas keer gesê dit is die eksposisie en motoriese moment. So die eksposisie is waar die roman die verhaal oopmaak en waar ons al die karakters leer ken. En nou weet ons ook 'n paar nuwe goed wat nou gebeur het onlangs. So die ouma het kom bly. Daar's probleme by die met die studente op haar sy ma se kampus. En sy pa is by die Menseregte Kommissie. So al daai klein goedjies is nou die motoriese moment wat die storie nou verander en aan die gang sit. En dan gaan ek daar stop en dan kyk ons eers gou na die opsomming van die volgende paar hoofstukke en dan sal ek in volgende video's deur die vrae self gaan. Totsiens, lekker leer!